En vandag praat ons oor jou woorde bou of dit breek verhoudinge. Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord, afbrekende woord, uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting of die opbou van die een met wie jy praat, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor, that it may benefit those who listen. Jou woorde het krag om sterk lewegewende verhoudinge te bou of om af te breek met woorde wat wonde veroorsaak. Wat jy sê word die bloudruk van elke koneksie wat jy het. Jou woorde voed of dit maak leeg. Jou woorde bou of dit breek af. Dit seën of dit vervloek. Of jy nou sê, ek het 'n grap gemaak, of as jy iemand teregwys of korrigeer, of stoom afblaas, jou woorde het 'n impak op iemand se emosies. Moenie jouself bedrieg nie. Moenie toedraai in ek het net 'n grap gemaak as jou sarkasme seer gemaak het nie. As jou stoom afblaas die atmosfeer vergiftig het, is dit sonde. Woorde kan koels wees wat toegedraai word in 'n vermomming, maar moenie jouself bedrieg daarmee nie. Kortie meer, steekwonde, harde teregwysing sonder genade en liefde, breek af en los wonde. Maar woorde kan ook gesond maak. Een woord in liefde en in genade kan begin heel maak wat bitterheid gebreek het. Kies die 10-1 beginsel. 10 woorde van bemoediging vir elke woord van korreksie of teregwysing. Dit is nooit net praat nie. Jy versterk 'n brug of jy verswak 'n brug. Wanneer jy die woord met liefde spreek, bring jy jou tong in lyn met die hemelse konstruksiespan en die Here self is die meester-argitek van versoening en herstel. Kom ons bid. Vader, help my dat my gesprekke nie langer onverskillig en krities sal wees nie, maar dat wat ek sê kragtig en vol genade sal wees. Ek kanselleer elke verbintenis van verwoestende uitsprake wat ek oor myself en ander gespreek het deur die krag in die bloed van Jesus. Laat my woorde gereedskap van vrede word en nie wapens van trots nie. Vul my mond met waarheid, met liefde en met bemoediging. Ek verklaar dat my verhoudings gegrond sal wees in eer, gebou sal wees in wysheid en beskerm sal wees deur die beloftes van die Here in die naam van Jesus.